Goeiemôre, Johan Spies hier en ons is besig met ons reeks oor die Omega leer. Vandag kom ons by die tweede aflewering, die barensnood van die wêreld. Of as ons dit anders wil vertaal, kan ons bloot praat van tekens van die eindtyd. Voordat ons daaroor praat, kom ons bid saam. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons maak dat hierdie Psalm van Dawid vanoggend ook ons openingsgebed tot God is. En dan gesels ons oor hierdie barensnood van die wêreld. Waarom praat ons van die barensnood van die wêreld? Kom ons kyk wat in die Bybel opgeteken staan. In die Bybel in Romeine 8 vers 22 lees ons, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. As ons die Bybel bestudeer, dan kom ons agter dat alles volmaak was in Genesis 1 en 2. En dan eers weer in Openbaring van hoofstuk 19 af, begin dinge weer in plek val. So die hele Bybel is feitelik gewy aan dinge wat verkeerd is. En daar word gesê dat dit as gevolg is van die sondeval, dat dit nie net die mens is nie, maar dat die wêreld self ook swaar kry. Want voor die sondeval was daar nie dorings en dussels nie. Met ander woorde, die slegte dinge het gekom met die sondeval. Die dood is byvoorbeeld 'n gevolg van die sondeval. En daarom word hierdie woorde gebruik. En as Jesus dan ook beskryf wat gaan gebeur aan die einde van tyd, dan praat hy daarvan dat dit soos 'n vrou sal wees wat in barensnood is. As die geboortepyne begin, dit word al hoe sterker. Elke keer is dit 'n sterker pyn as die vorige keer. En die pyne kom nader en nader aan mekaar totdat die babatjie gebore word. En dit is wat met die aarde ook aan die gang is. Alles gebeur teen 'n vinniger tempo. Dit gebeur meer intens en dit is hierdie periode waarin ons tans leef, wat ons hierdie dinge raak sien. 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê vir ons, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood van 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Hier kan ons sien hoe skielik dit gaan kom, en dit laat ons dink aan Jesus se koms na die aarde, wat ons nie weet wanneer dit is nie. Hier staan die woorde vrede en veiligheid, en onwillekeurig dink 'n mens, ons is besig met die naweek wat terwyl ek hierdie stuk opneem, is dit die naweek waarin die onderhandelinge aan die gang is om vrede tussen Israel en Hamas te probeer bewerkstellig, sodat Israel ook kan praat van vrede en veiligheid, en dan oorval hierdie barensnood hulle. Ek het te vinnig geklik, ek moes nou eers op Judas 1:17 geklik het, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat van tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. So ons moet weet wat in die Bybel staan, ons moet ons voorberei op dit wat kom, daarom moet ons ook weet wat is die tekens van sy koms. Matteus 24 vers 12 en 13 beskryf dit as volg, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En weer eens, as ek net kyk na die gebeure vir die afgelope maand of so, ongeregtigheid vermeerder teen 'n ongekende tempo, en die liefde van die mensdom verkoel. Ons gaan net nou gesels oor die moord byvoorbeeld op Charlie Kirk, maar kyk net wat het dit vooraf gegaan, of wat het daarop gevolg. Die mense wat sê, dit is haatspraak wat hy verkondig. Is dit haatspraak om te sê, jy moet die Here jou God lief hê?
Is dit haatspraak om te sê Jesus het aan die kruis vir ons gesterf? Is dit haatspraak om te sê God het 2 geslagte gemaak? Die wêreld verander die geregtigheid in ongeregtigheid. Hulle verander dit wat goed is in kwaad, en dit wat kwaad is, probeer hulle goed maak. En dit is hierdie barensnood wat ons tans beleef. Maar kom ons kyk verder wat aangaan in hierdie tyd. 2 Timoteus 3 vers 5 beskryf vir ons baie duidelik wat gaan gebeur aan die einde. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, en soos ek hierdie stuk lees, beoordeel die wêreld soos u die wêreld om u sien. Hulle gaan liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Let op hierdie een, sonder liefde vir die goeie, vir diegene wat die regte ding doen. Verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Kom ons begin net. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ek woon in 'n kusdorp, ek woon in Mosselbaai. En dit is opvallend as 'n mens soggens ry om by die kerk uit te kom. En veral vakansietye, en jy sien die massas mense op die strand. En jy sien die handjievol mense in 'n kerk. Die mens het liefhebber van genot geword, meer as liefhebbers van God. Ons liefde vir God moet so wees, dat ons altyd eerstens na sy huis sal gaan, om sy woord te hoor, en daarna sal ons tyd vir onsself gebruik. Die volgende waarskuwing wat hier is ook dat mense 'n gedaante van godsaligheid het. Ek het 'n rukkie terug 'n boodskap gebring, dis nou nie 'n deel van hierdie reeks nie, maar oor die gelykenis van Jesus waar hy gepraat het oor die onkruid wat gesaai is in die land. Die landheer het die oggend gekom en hy het gesaai, en deur die nag het 'n vals persoon gekom en toe saad gesaai wat lyk soos die saad wat daar is. Dit is mense wat lyk asof hulle godsdienstig is, maar hulle is nie van God afkomstig nie. Hulle is gesaai om tweedrag in die kerk mee te bring. En sit ons nie met hierdie mense in elke denominasie, in elke gemeente van elke denominasie nie. Mense wat daar is, net om te probeer afbreek, dit wat goed is in die kerk. Ons leef met hierdie dinge saam. En hier word dit in die begin beskryf, dat dit in die laaste dae sal wees, dat dit swaar tye sal wees, en ons beleef hierdie dinge. Dit wys vir ons dat ons wel in die laaste dae is. As ons kyk wat Jesus self hieroor gesê het, en ek vat basies sy woorde uit Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21 hier saam, is dit 7 punte wat hy genoem het. Die eerste is, pas op dat niemand julle mislei nie. Dink aan dit wat ons nou net gesê het. Mense gaan 'n gedaante van godsaligheid hê, terwyl hulle glad nie God volg nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. Dit bring my by 'n tema wat ek verskriklik baie aangeraak het die afgelope 2-3 jaar al. Die hoeveelheid predikante, en ek moet dit ongelukkig by die naam noem, wat op kansel staan en God verloon. Mense wat op 'n kansel staan en nie die Bybel aanvaar as die woord van God nie, wat die Bybel bloot sien as 'n morele riglyn, nie as die opdrag van God van hoe ons moet leef en wat ons moet uitvoer nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. En hoeveel van hulle kom nie met 'n vals boodskap nie. En as ons praat oor vals boodskappe, dan dink ons aan dinge wat gepraat word soos 'n voorspoedsteologie. Tekste word buite verband aangehaal en daar word gesê dat dit met jou sal goed gaan op aarde, en die goed word vertaal dat jy voorspoedig sal wees, dat jy welvaart sal ondervind op finansiële terrein, dat jou gesondheid goed sal wees. Dit is nie dinge wat enige plek in die Bybel vir ons beloof word nie.
Inteendeel, die Bybel sê vir ons dat ons deur verdrukking sal gaan. En dat hierdie verdrukking daar is om ons voor te berei op take wat God vir ons wil gee. Voorspoedsteologie is een van die dinge wat kom en dit maak mense so moedeloos, want jy aanvaar, jy gaan hierdie goed kry wat hierdie sogenaamde kerkleier, en is veral mense uit hierdie megakerke in Amerika wat hierdie boodskappe gee, dat dit met jou sal goed gaan as jy, hulle gebruik die woord so graag, as jy goed saai. En wat hulle bedoel met saai is as jy jou geld vir hulle gee. Dit gaan vir die persoon in daardie kerk oor die geld wat hulle kan maak, en hulle gee nie om of dit die weduwee is wat haar laaste penning gegee het nie. Hulle voorspel dit sal goed gaan, dit sal goed gaan met hulle, want dit sal goed gaan met hulle op aarde, totdat God hulle oordeel. Maar die mensdom val hiervoor. Dit is maar die eerste punt wat Jesus genoem het. Punt nommer 2, julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, en die een nasie sal teen die ander opstaan. En hier moet ons net interessantheid teruggaan na die Griekse teks toe. Die woord wat vir nasie gebruik word is ethnos. En ethnos, jy kan aflei, dit is die woord etnies wat ons vandag ken. En moet dit nou nie met ras koppel nie, maar dit beteken daar gaan verskillende groepe wees, selfs binne in een land. Die nasie beteken nie dis een land nie. Daar's verskillende groeperings in een land, en die een groep gaan teen die ander groep in opstand kom, en hulle gaan oorlog maak. Maar dis nie die einde nie, daar sal hongersnode, pestsiektes en aardbewings wees op verskillende plekke. Ons sien al hierdie dinge raak. Al hierdie dinge is 'n begin van die smarte, en dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. In verskillende plekke is daar Christene wat doodgemaak word. Ons dink veral hoër op in Afrika hoe Christene doodgemaak word. Ons dink in die Ooste en selfs die Midde-Ooste hoe Christene daar wreed vermoor word. Dit gaan voort. Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Baie sal tot struikel gebring word en mekaar verraai en haat. Baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Hier herhaal Jesus wat hy in punt 1 gesê het. Maar nou praat hy oor hierdie valse profete, en dit is die predikante waarteen ek net nou in opstand gekom het, wat op 'n preekstoel staan en leuns aan hulle gemeente verkondig, wat nie meer bly by die woord van God nie, en nie in die waarheid van God nie, wat mense op die verkeerde pad lei. Net as ons vinnig hier kyk na 'n voorbeeld, dan kyk ons na hierdie alfabetgroep, wat sê dat daar 'n paar honderd geslagte is, of hoeveel ook al, en sê dat as daardie mense net lief is vir mekaar, is dit reg. Die Bybel wys keer op keer vir ons dat homoseksualiteit 'n sonde is, dat dit verkeerd is. Maar dit beteken nie jy moet die homoseksueel haat nie. As jy lief is vir die homoseksueel, moet jy juist die woord van God aan hom verkondig en probeer verhoed dat hy hel toe gaan, want dit is jou plig as jy aangestel is as 'n herder oor mense. Jy moet hulle wys wat is die waarheid, jy moet vir hulle wys dat hulle tot inkeer moet kom en dat hulle God moet volg, en nie die sogenaamde liefde, die menseliefde, die eros liefde wat die wêreld verkondig nie. Jy moet die agape liefde hê, die goddelike liefde, waar jy vir 'n mens 'n ernstige boodskap bring, wat daardie mens kwaai aanspreek, dat daardie mens jou dalk kan haat, maar dis 'n boodskap wat kan maak dat daai persoon in die hemel kom. Kyk wat het God gedoen aan Dawid. Hy het die profeet Nathan gestuur, en Nathan het vir Dawid gesê, u is die man. Nadat hy vertel het hoe die man die enigste lam van die arme man gevat het en geslag het om vir sy gaste voor te sit. En Dawid het gesê, so 'n man moet sekerlik sterwe. Toe sê Nathan vir hom, u is die man, want Dawid het oortree. Dawid het oorspel gepleeg. Dawid het 'n man laat vermoor, omdat hy daardie man se vrou wou gehaat het. Maar gelukkig kan ons versoening kry. As gevolg van Nathan se woorde aan Dawid, wat tot Nathan se dood kon gelei het, het Dawid hom bekeer. Lees Psalm 51, sy boetepsalm, van hoe hy opreg vir God sê,
ek het oortree, wees my arm sondaar genadig, en dit is wat ek en jy moet doen. Daar moet regheid gepraat word, en vir ons regheid gesê word, jy doen dit en dit verkeerd, en ons moet ons verootmoedig voor God, en ons moet terugkeer na God. Maar baie kerke wil nie hierdie woorde hoor nie, want jy gaan dalk gemeentelede afskrik, en daardie gemeentelede gaan nie meer jou diens bywoon nie, en dit gaan nie vir jou oor 'n gemeente, dit gaan nie oor mense wat God moet dien nie, vir jou gaan dit oor die inkomste, die kollekte wat jy kan kry, die geld wat jy kan maak. Mensdom, ons is in die verkeerde rigting op pad, ons moet God se woord verkondig, dit is wat hy baie keer vir ons sê. En nou wil ek amper kom met 'n antiklimaks. Hierdie punte wat ek vir u genoem het, is nie die tekens wat ons nou gaan sien nie. Dit is tekens van die wederkoms. Dis dinge wat nog moet gebeur in die toekoms. Maar ons sien hulle nou reeds so baie daarvan raak. Beteken dit die wederkoms is voor die deur? Nee, hy is voor die deur, maar daar gaan minstens 7 jaar nog verloop voordat Jesus aarde toe kom om die aarde te oordeel. En ons gaan in hierdie reeks daaroor gesels. Maar wat nou van belang is dat ons moet optree en die regte boodskap van God by mense uitbring, dat mense hulle kan verootmoedig voor God, dat hulle versoening kan doen aan God en terugkeer na die weë waarop hulle moes wandel. As ons praat van hierdie leuns, dan kyk ons net na oorlogsverliese die afgelope klompe jare. En almal sal hier nommer 2, 4, 6, 7 op die lys herken. Gaza, waar die volksmoord gepleeg word, waar 60.000 of maak dit maar self 70.000 mense dood is in hierdie 2 jaar lange oorlog. In die Kongo is 5.5 miljoen mense dood. Hierdie is 'n effense langer tyd, hierdie is so net oor 'n dekade waarin dit gebeur het. In Sirië 500.000, Sudan 500.000, Jemen 400.000, Irak 300.000, Afghanistan 250.000, maar die wêreld gaan te kere oor Gaza, wat 'n breekdeel van hierdie presentasie gehad het. Hoekom gebeur dit? Omdat die wêreld besig is om agter die leuen aan te loop, en die leuen verkondig, en wil hê dat almal die leuen moet glo. En daarom is een van die dinge wat ons moet doen, is om onsself voor God te verootmoedig, telkens, en te sê, maak my hart oop, maar Here, laat ook u inwonende gees in my, laat die my lei om my te wys, wat is die waarheid en wat is die leuen, dat ek 'n onderskeid kan maak tussen die waarheid en die leuen. Ons gaan verder oor hierdie misleiding, en ons kyk na die hoeveelheid Palestynë. Dus daar is nie 'n nasie soos die Palestynë nie. Dis 'n term wat ontstaan het in die middel 60er jare eers. Voor dit was dit Arabiere wat gewoon het in 'n land wat Palestina genoem is. En byvoorbeeld daar was 'n Palestynse brigade wat in die Tweede Wêreldoorlog aan die geallieerde se kant geveg het. En dit was 'n bataljon van Jode gewees wat hulle self Palestynë genoem het op daardie tyd. Maar niemand glo dit deesdae nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat gaan met die Arabiere aan in Palestina. Ons kyk na boeke of verslae wat geskryf is, en ons kyk eers na Wolnissen. In 1785 het hy geskryf dat daar in die hele Palestina tussen 12 en 14.000 mense woon. Dis mense wat sê hulle het nog al die jare daar gewoon. Teen 1816 is Jaffa beskryf as 'n baie arm dorpie, en dit is deur Buckingham so geskryf, 'n poor village. Met ander woorde, is dit wat vandag 'n groot hawe stad is, was niks in daardie tyd. In 1835 is Jerusalem vergelyk met Pompei deur Lamartine. Met ander woorde, volgens hom is daar omtrent geen lewe meer oor nie. Die hele plek is vernietig, daar's rommel in bouvalle en dit is al wat bestaan. In 1843 beskryf Keith die hele Palestina as desolated. Daar is nie mense wat daar woon nie. In 1957 het Finn dit beskryf dat hierdie land is empty of occupants. Daar is nie mense wat daar woon nie. Maar die wêreld glo nou
Alle jare was daar 'n klomp Arabiere. Daar was, maar dit was 'n klein hoeveelheid wat daar gewees het. 1867 het Mark Twain dit beskryf as devoid of a population. Met ander woorde, die plek is leeg. 1881 word daar geskryf, no life or habitation for miles. 1875, ek het hierdie een 'n bietjie later in die hande gekry, was daar ongeveer 400.000 Arabiere en Jode, en daai 400.000, minstens 'n derde daarvan was Jode wat daar gewoon het, in wat toe beskryf is as Palestina, die gebied waar, dit was toe nog deel van die Ottoman Ryk gewees, en het in 1917 toe Palestina geword, toe Engeland besit daarvan oorgeneem het. So u kan sien die feit dat daar gesê word, daar was geen Jode nie, dat die Jode die gebied okkupeer, om nou die anglisisme te gebruik, is totaal van die waarheid ontbloot. Besop vir misleiding. Ons kom by oorloë en gerugte van oorloë. Ons sit met 'n klomp wêreldleiers. Hier het ek maar net die voorbeelde van Rusland, China en Noord-Korea. Dit is almal, wat is die beskrywing wat 'n mens vir hulle gaan gebruik? Megalomaniakke. Dit is mense wat glo dat hulle wêreldheersers kan wees. En elkeen van hulle se doelstelling is om soveel van die wêreld te onderwerp aan hulle as wat kan kom. Ons dink aan Rusland wat in die afgelope 6 weke vliegtuie, hierdie hommelvliegtuie oor verskillende lande in Europa gestuur het, hulle oor Alaska laat vlieg het, en wat terugeis uit Alaska is omtrent 150 jaar gelede deur Rusland aan Amerika verkoop, maar met eens lê hy daarop klem, dis deel van Rusland, hulle wil dit terug hê. Dit is hoekom hy oorlog maak teen Oekraïne, dit was 'n deel van Rusland, dit is nie meer nie, hy wil hulle terug hê, en nou wil hy al die Oosbloklande terug hê. Daarom het hy missiele afgevuur op Pole, ongeveer so 4 na 6 weke gelede, 'n massiewe aanval wat hy geloods het, waar mense dood is as gevolg van die missiele, maar ons nuusmedia swyg dit dood. Dit lyk asof die aanval op Taiwan, wat nou al hoeveel jare wag, asof dit enige tyd gaan plaasvind. Ons dink in terme van Noord-Korea wat missiele bou, wat die hele wêreld kan bykom. En asof dit nie genoeg is nie, is dit nie die enigste mense wat so optree nie. Ons sit met hierdie groep in die Midde-Ooste, ons begin by Iran linksbo, waar die Khomeini dink dat hy die leier van die hele gebied moet wees. Terloops, elkeen van hierdie 4 sien hulle self as die volgende kalief. Die kalief is die leier van 'n kalifaat, en die kalifaat is 'n ryk wat gaan probeer om te heers oor die wêreld. Khomeini wil dit namens die Shia moslems doen, die ander is Sunni moslems wat dit wil doen, maar elkeen het hierdie leierskap en elkeen wil die kalief wees. Erdogan, die persoon regs van Turkye, wil die ou Ottoman Empire laat herleef, want hy leef in die stad van waar die Ottoman Empire geheers het. Maar Saudi-Arabië het dieselfde doelstelling, en dan kry jy 'n plekkie wat eintlik nie eens regverdiging nodig het nie, wat die leier ook dieselfde probeer bereik. Hy koop sy besittings deur die wêreld, deur Amerikaanse universiteite om te koop, deur vir hulle verskriklike groot skenkings te gee, maar dan stel hy die professor aan wat Midde-Oosterse studies daar moet aanbied, om die mense te indoktrineer, dat hulle sy beeld volg. So ons sit met 'n klomp oorlogsigtige mense in die wêreld. En hierdie oorlogsigtige mense streef elkeen na wêreldleierskap. Ek loop lesings vooruit. Die
vierde lesing in die reeks, hierdie is die tweede een, die vierde lesing gaan oor die anti-kris. Kan u dink met hierdie mense wat nou so probeer oorlog maak, wat die wêreld versigtiging gaan wees, as hierdie mense almal gelyk toetree tot die stryd? Die versigtiging van die wêreld gaan wees vrede. En hulle gaan 'n man wat dan kom en homself voordoen, dat hy vrede in die wêreld gaan bring, gaan hulle aanvaar as leier. En dit is die persoon oor wie ons gaan gesels, die anti-kris wat moet kom. So, alles is voorberei, om het so te stel, die pad is geteer vir die anti-kris om te kom. Alles is gereed vir hom. Ons kyk na lande wat geen bestaansreg nodig het nie. Ek verwys hier na die vlag van die Houthis in Jemen. Terloops, as jy nie geweet het nie, hulle het met wapengeweld 'n groot gedeelte van Jemen oorgeneem, die plaaslike bevolking doodgemaak, en die land is basies in twee verdeel. Die een word deur die, ek weet nie wat noem mense hulle nie, Jemenite beheer, en die ander gedeelte deur die Houthi rebelle. Nou die Houthi rebelle se vlag is dit wat aan die linkerkant staan. In die middel is daar 'n vertaling daarvan, waar hulle begin om te sê dat Allah is groot, dood vir Amerika, dood aan Israel, 'n vloek oor die Jode, en oorwinning vir Islam. Nou is dit wat jy te kenne gee met 'n vlag. So die landsvlag is 'n vlag wat moord en dood aanmoedig. Kan jy in vrede leef met so 'n land? Dink 'n bietjie in terme van die lande van die wêreld. 'n Vlag is 'n simbool van die land. As ek terugdink aan die ou Suid-Afrikaanse vlag, het dit ons geskiedenis weerspieël. Dit het gewys dat die oranje, wit en blou, dat ons uit Nederland uitgekom het. Maar dan is daar ook gewys dat ons verdeel was in verskillende gedeelte. Die Union Jack wat die Kaap en Natal gevisualiseer het, wat nooit onafhanklike republiek was nie, dan die republiek van die ZAR of Suid-Afrikaanse Republiek, en die republiek van die Oranje Vrystaat, wat dan saamgevoeg is. Dit was die simboliek daar. Terloops, daai vlag word nou haatspraak genoem, en jy mag nie eers die vlag vertoon nie. Maar hierdie vlag is nie haatspraak volgens die wêreld nie. As jy uitskree dat jy twee lande uitgedelg wil hê, as dat jy een groep mense wil vervloek, dit word nie beskou as haatspraak nie. Sien u die dubbele standaard van die wêreld? En die wêreld het so ver geval dat die wêreld nie meer kan raak sien dat hulle dubbele standaarde najag nie. Ek is baie jammer, maar hierdie voordrag wat ons tans het, gaan seker heel wat langer as 'n uur wees. Kom ons kyk net vinnig na die groepe. Hier is die klomp terroriste groepe waarmee 'n mens sit, en dan sit jy met die groen, of die geel gedeeltes. Dit is die Sunni moslim gedeeltes, terwyl die blou Hezbollah in Libanon en dan in Iran self is die Shia moslims, en saam met hulle die Houthis wat in Jemen voorkom. So, al hierdie groepe is mense wat moord en doodslag wil pleeg, en hulle word aanvaar. Die grootes hier is natuurlik Iran, maar moet ook nie die moslimbroederskap vergeet nie. So, verskillende groepe wat teen mekaar veg, maar almal het een gemeenskaplike doelstelling, en dit is om Israel uitgeroei te kry. Dit bring my by hoe hierdie leuns versprei word, en hoe die wêreld glo aan dit wat die wêreld dink wat reg is. En daar is niks anders om dit mee te vergelyk as 'n sielkundige operasie in oorlogsvoering nie. As ons kyk na propaganda, propaganda word verdeel in wit, grys of swart. Wit propaganda is die meeste van dit wat jy sê is absoluut die waarheid.
Maar daar is hier en daar ietsie wat jy net so effe verdraai, om dit effe anders te maak. Swart propaganda is blaatante leuns wat jy stel en verkondig, en jy verkoop dit op een of ander manier aan die wêreld. Dan is grys die groot gebied tussen hierdie twee uiterstes. So, daar word 'n propaganda oorlog gehou op hierdie stadium. Die doel van hierdie propaganda oorlog is om misleiding en vals inligting deur die wêreld te versprei. En dit is nie nou dat ek 'n tin hoedjie moet opsit nie. Dit is nie conspiracy theory nie. Hierdie dinge kan bewys word. Daar is baie vaste pogings om die wêreld te mislei en vals inligting te verskaf. So dit is deel van hierdie sielkundige operasies wat tans plaasvind. Die derde fase is dan intimidasie en demoralisering. Dit is die soort goed wat ons in Amerika kry, en daar is dit Antifa wat die vlag hoog dra vir hierdie misleiers. Dink net aan hierdie opstande wat plaasgevind het. Op 7 Oktober 2023 val Hamas Israel in, vermoor 1200 mense op die wreedaardigste wyse denkbaar. Op 8 Oktober is Israel nog besig om binne in Israel te veg teen hierdie moordenaars wat in hulle land ingekom het. Toe begin opstande in Amerika al, omdat Israel skiet op hierdie arme, onskuldige mense wat net wou uiting gee daaraan om onafhanklikheid te kry. Hulle was in hulle eie land, hulle was in Gaza gewees, en Gaza is 'n onafhanklike land wat hulle deur 'n klomp terroriste, wat hulle die terroriste verkies het om te heers oor die land. En hierdie intimidasie en demoralisering het wêreldwyd veld gewen, en in die meeste lande het dit veld gewen. Ons dink aan hierdie 3 Europese lande wat optree teen alles waarvoor die Weste staan om 'n Palestynse staat te erken, en dit het nou die afgelope 2-3 weke gebeur, terwyl die wêreld kan sien wat gebeur as jy 'n Palestynse staat erken, want Gaza was 'n Palestynse staat gewees. Jy stig 'n plek waar moord beplan kan word. En dan kom die sielkundige operasies. En die sielkundige operasies is al in hierdie wêreld aan die gang. Hoekom praat ek van hierdie goed as ek eintlik oor die Bybel praat? Ek probeer vir u wys dat dit wat deur die anti-kris gebruik gaan word, dat Satan agter die hele ding sit, want hy gebruik ook die anti-kris, en dat hierdie 'n beplande poging is om die kerke te laat misluk, om kerke te laat wegskram van die doel waarvoor hulle daar is, en heeltemal ander take te verrig. Dan maak hulle in hierdie oorlogvoering gebruik van kulturele en geloofsoortuigings, wat hulle mense teen mekaar afspeel, omdat die mense verskillende geloofsoortuigings het of verskillende kulturele sienings. Selfs hierdie gedeelte is al aan die gang in die wêreld. Kom ons dink net aan die haat wat daar is. Kom ons neem die Amerikaanse verkiesing as voorbeeld. Seker nog nooit in die geskiedenis is soveel leuns so oortuigend vertel as tydens die Amerikaanse verkiesing nie. En dit is leuns na alle kante toe. Dit is nie net een groep nie. Hoewel die linkses meer gebruik is om hierdie oorlogvoering te gebruik, het al twee groepe hiervan gebruik gemaak. So dit wys vir jou dat daar iets agter hierdie hele ding sit. Hierdie hele sielkundige operasie word egter baie meer deur linkses in alle lande van die wêreld gebruik as deur regses. En die interessantheid is dat die linkses hulle eie sterkpunte uitbuit en dan die regses daarvan beskuldig dat hulle so is. Die regses word beskuldig van fasisme. Maar as jy kyk wie is die mense wat hierdie hele sielkundige operasie uitvoer, dan is dit heel dikwels die linkses. So hulle is eintlik die fasiste, maar nou beskuldig hulle die regses
daarvan dat die fasciste is. En dit bring ons by Wikipedia. En Wikipedia het 'n baie interessante agtergrond. Ek gaan aan na die volgende skyfie, ek dink ek het dit daarop, anders sal ek daar uitbrei oor wat ek bedoel het met Wikipedia. Dit lyk my ek het dit nie hierso nie, so laat ek vinnig vir u vertel wat by Wikipedia aangegaan het. In 2016-17, toe Trump die eerste keer verkies is, het Amerika nie geglo, die linkses in Amerika het nie geglo dat Trump 'n verkiesing kon wen nie. En toe besluit hulle om iets te doen aan die hele stelsel. En wat hulle gedoen het, was om beheer oor te neem oor Wikipedia. Op daardie stadium het Wikipedia interne probleem gehad en daar was 'n effense skandaal en die direkteur is geskort daar. Toe het Hillary Clinton, een van haar eie raadgewers wat op haar internasionale fonds gedien het sy aangestel as die direkteur van Wikipedia. En die het toe die algoritme verander van hoe hulle nuus kies. Wat hulle gedoen het is om koerante te klassifiseer en te sê watter koerante en tydskrifte word as aanvaarbare bronne beskou en watter nie. En oor die algemeen is linkse koerante as betroubaar beskou en regses as onbetroubaar. En as enige ding op Wikipedia geplaas word, dan moet daar 'n sekere hoeveelheid verwysings daarna wees om as 'n betroubare bron te dien. As daar nie genoeg is nie, kan dit nie dien as 'n betroubare bron nie. Nou op hierdie manier word data gemanipuleer eintlik. En dit bring mee as iets geskryf word, as jy byvoorbeeld 'n soektog doen op Wikipedia na Charlie Kirk en daar word gevra, het hy ooit onwaarhede verkondig? Dan gaan Wikipedia dadelik uitkom vir jou en sê ja, en dit gaan vir jou die bronne gee en sê, hy het gesê daar was in 2016 verkiesingsbedrog, en dit is sulke goed, want dit word deur die linkse media gestaaf, nie deur regse media nie. So Wikipedia is linkse propaganda, en daar is bewyse vir al hierdie dinge. So ons sit hier met 'n verkeerde groep wat gebruik is. En jou probleem is dat al jou kunsmatige intelligensie masjiene wat daar is, gebruik Wikipedia as basis om te kyk wat is reg en verkeerd. So hulle gebruik dan hierdie verkeerde data en verkondig dat dit die absolute waarheid is. Ek wil na 3 verskillende voorbeelde hier verwys. Die eerste een waarna ek wil verwys is 'n paar jaar terug, hier by 2020 rond, het ek 'n boek begin skryf oor die boek Daniël. En toe ek op Wikipedia ingaan en ek wil kyk wat hulle te sê het oor Daniël, ek wou gekyk het wat het gebeur in die tyd toe Daniël geleef het. Toe staan daar op Wikipedia dat dit 'n denkbeeldige persoon is waaroor verskillende verhale vertel word. Ek kon my oë nie glo nie, en ongelukkig het ek nie 'n skermskoot geneem nie. Toe ek 6 maande later voorberei om 'n lesing daaroor aan te bied, toe wil ek 'n skermskoot neem, toe is daar heeltemal 'n ander storie oor die profeet Daniël op Wikipedia. Nie meer dit wat ek die eerste keer gesien het nie. Tweede voorbeeld wat ek wil noem, is van hierdie meisie wat u hier sien. Haar naam is Irina Zarutska. Sy het op 'n voorstedelike trein gery. Swart man het gekom, hy het agter haar gestaan en hy het haar in die keel gesteek met 'n skerp voorwerp en sy's daar in die trein dood. Die Amerikaanse media het geswyg oor hierdie voorval. En daar is toe 'n opskrif op die Wikipedia waar die artikel verskyn het. Daar is nie artikels wat hierdie ding bevestig nie. En daarom staan dit op die punt om afgehaal te word van Wikipedia af. En die rede hoekom
hulle dit gedoen het, is oor wie die beskuldigde is. Want daar is selfs foto's beskikbaar van die man wat hierdie daad gepleeg het. Die meisie het hoeveel jaar se oorlog in Oekraïne oorleef. Sy vlug na Amerika toe vir veiligheid en dan word sy daar vermoor. Charlie Kirk verkondig die evangelie. Hy verkondig die waarheid. Daar word gepraat dat dit haatspraak is. Hy verkondig dat aborsies sonde is. Dit is haatspraak. En dan word die persoon wat hom vermoor het, beskerm dat niks oor hom gesê mag word nie, want hy's nog 'n jong man, kan nie iets oor hom sê nie. Dit is hoe Wikipedia dinge hanteer. Charlie Kirk was nog nie, goed, hy was daarom al dood, toe begin die eerste vals berigte oral versprei word. Daar word versprei dat hy haatspraak en dat die mense hom gehaat het. Dat hy 'n hater is. Maar hy was nie 'n hater nie. Hy het uit liefde met vir mense vertel wat die waarheid is, omdat hy hulle op die regte pad wou lei. Dit is wat in hierdie wêreld aan die gang is. So dit bring my terug van dinge van hierdie tyd. Ons leef in 'n tyd waarin die misleiding voorkom. Ons leef reeds in 'n tyd wat hierdie woorde van Jesus waar is, dat pas op dat niemand julle mislei nie. Die wêreld word mislei en die wêreld glo die leuns wat hulle sien. Hulle glo die leuns wat deur kunsmatige intelligensie aan mekaar geslaan word, en die oomblik as jy die waarheid wys, dan keer hulle dit om en vertel vir jou, maar die waarheid is deur kunsmatige intelligensie geskep, hulle sin is die waarheid. Hoe ver dink u is ons van die einde af? Wanneer gaan Jesus kom? Ek dink sy koms is voor die deur. Ek dink is nader as wat enige een van ons besef. Maar dit bring ons weer by die woorde wat hier gesê word, en laat ons in meer detail kyk na wat als gesê word. Terloops net weer eens oor die verspreiding van vals inligting. Hierso sien ons duisende selfone wat aan mekaar gekoppel word, dan word daar 'n boodskap getik, dit word van elke selfoon, en elke selfoon het sy eie nommer, word dit die wêreld ingestuur, en dit is met eens duisende bewyse, duisende mense het gesien dat hierdie ding gebeur. Maar dis net een bron, dis een persoon wat by 'n terminaal sit en die goed intik, en hierdie gebou wat ek hier afgeneem het, ek het ingezoom om net vir u hierdie stukkie te wys. Hierdie gebou is 'n klein saaltjie, en hy's propvol rekenaars, en dit raak nou nog meer gesofistikeerd. Hulle maak nie nou meer van die hele selfoon gebruik nie, hulle gebruik net die SIM-kaarte. So is daar byvoorbeeld die dag toe Netanyahu by in New York voor die Verenigde Nasies gepraat het, is daar so 'n plek in New York gevind waar 100,000 SIM-kaarte aan mekaar gekoppel was, om dadelik vals boodskappe oor sy lesing die wêreld in te stuur. En wat sê Wikipedia? As jy hierdie geweldig baie inligting kry, is dit die waarheid. Wikipedia sê baie is waar. Nie dat die waarheid waar is nie, maar dit wat die meeste sê die waarheid is. 'n week later is daar in New Jersey in Amerika 'n 200,000 SIM-kaarte gekry wat so gekoppel is aan mekaar. Nou hierdie goed word nie net gedoen om die leuns die wêreld in te stuur nie. Dit word ook gedoen dat as hulle met hierdie tipe terrorisme begin, jy hulle sogenaamde 911 stelsel kan oorvloei met oproepe, dat jou polisie, ambulansdienste niks kan doen nie, dat hulle kan begin moord pleeg, en daar gaan geen hulp kom vir mense wat probeer inbel nie, want die massa goed gaan sê iets gebeur by punt A, terwyl hulle eintlik die moord by punt B pleeg. Ons leef in ongelooflike tye.
1 Johannes 1 vers 5 tot 10 vertel vir ons die volgende: En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. En dit is wat die wêreld besig is om te doen. Hoekom het ek so weggeskram van die oorlog en hierdie feite, dit wat Jesus genoem het? Dit is tog wat mense gewoonlik oor praat as ons praat oor die barensnood van die wêreld. Ek verwys u as ons verder in daardie gedeelte ingaan en ongelukkig het ek nie die teks aangehaal nie, so ek moet vinnig hier op my selfoon soek dat ek vir u die presiese bewoording van die teks kan gee. Ek blaai na Matteus 24 toe en dis ongelukkig nie 'n verskriklike vinnige app hierdie nie. Matteus 24. Dit is nadat Jesus gepraat het oor hierdie dinge, dan praat hy dat die wat in Judea is na die berge moet vlug ensovoort. En dan vers 20, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. Wie vier die Sabbat? Die Sabbat word gevier deur die Jode. Daar is enkele Christelike denominasies wat dit doen. Dit bring my by die ander groot leuen wat vertel word, en dit is dat die kerk Israel vervang het in God se raadsplan. Hier kan jy sien, dis 'n leuen. So hierdie dinge is als goed wat ons gaan bespreek verder aan in hierdie reeks. Maar wat u nou op hierdie oomblik al kan sien, is dat daardie punte goed is wat eers gaan gebeur tydens die verdrukking. Ons is nog nie by die verdrukking nie en daar gebeur al soveel daarvan. So kan u dink hoe erg dit gaan wees as ons in die verdrukking kom. Net vinnig Openbaring vooruitloop. Besef u dat 2/3 van die Jode gaan sterf tydens die verdrukking. Hulle trek tans by omtrent 9 miljoen mense wat in Israel is. So 6 van die 9 miljoen gaan sterf. Kan u indink hoeveel mense dit is wat gaan sterf? So daar wag moeilike tye. Dit wat ons dink wat tans moeilike tye is, selfs wat Israel dink wat moeilike tye is nog nie moeilike tye nie. Die verdrukkingstyd is daar om Israel tot inkeer te bring, om vir Israel te wys dat God hulle koning is en dat Jesus ook hulle Messias is. Maar dit is aspekte wat ons verder aan in hierdie reeks sal bespreek. So wat ek vandag probeer doen het, is om vir u te wys, die wêreld is al ver heen met hierdie dinge wat gebeur. Daar is soveel dinge wat gebeur, dat jy nie meer daaroor kan praat, want die oomblik as jy iets wil opneem, die oomblik as dit klaar opgeneem is, dit reeds verouderde nuus. Wat ek vir u probeer sê, die koms van Jesus Christus is naby. Is u gereed om hom te ontmoet? Kom ons maak seker dat elkeen van ons wel gereed is om hom te sien. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons u naam kan aanroep. Here, gee dat elkeen van ons u sal groot maak, dat ons u woord sal uitdra, dat ons u woord sal bestudeer, dat ons u woord in waarheid sal oordra na ander mense. Here, maar help ons ook dat ons u woord so sal bestudeer, dat ons dit kan gebruik, om mense wat foutiewelik u woord gebruik, tereg te kan wys, dat ons hulle sal kan wys wat is die waarheid, en wat is werklik aan die gang. Here, help ons daarmee.
Help ons met hierdie reeks waarmee ons besig is. Gee dat U naam groot gemaak sal word in hierdie reeks, dat hierdie hele reeks oor U gaan. Die boek wat ons immers bestudeer, gaan oor U, want die boek se regte naam is eintlik die Openbaring van Jesus Christus, geskryf deur die apostel Johannes. Here, help ons dat ons U kan leer ken in hierdie boek Openbaring, dat ons nader aan U sal beweeg en dat ons U sal dien waar ons ook al gaan. Daarom bid ek in hierdie dag en ek vra vir U in die woorde van die laaste versie van die Bybel, laat U genade en U sterkte met ons almal wees. Amen.